Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie maandagoggend. En ons is by Jesaja 34. Kom nader nasies om te hoor, volke gee aandag. Die aarde en alles daarop moet hoor, die wêreld en alles wat daaruit voortkom. Want die grimmigheid van die Here is teen al die nasies gerig. Sy woede teen al hulle leers. Hy sal hulle met die bandvloek tref. Hulle vir 'n slagting oorlewer. Hulle gesneuweldes sal weggegooi word. En hulle lyke, die stank daarvan sal opstyg. Die berge sal deurweek wees van hulle bloed. Al die hemelliggame sal wegsmelt. En soos 'n boekrol sal die hemel opgerol word. Al die hemelliggame sal verskrompel soos blare, van 'n wingerdstok verskrompel, soos verskrompelde vrugte aan 'n vyeboom. Ja, my swaard het genoeg te drinke gehad in die hemelruim. Kyk, op Edom gaan dit neerkom, op die volk vir wie my bandvloek gaan tref, om die oordeel te voltrek. Die Here het 'n swaard, vol bloed is dit. Dit drup van vet, van die bloed van lammers en bokramme, van die niervet van ramme, want daar is 'n offerfees vir die Here in Bosra, 'n groot slagting in die land van Edom. Buffels sak neer saam met hulle, bulle saam met die sterkes. Hulle grond sal hom vol drink aan bloed. Hulle stof sal versadig wees van vet. Ja, daar is 'n dag van wraak vir die Here, 'n jaar van vergelding in die regstryd van Sion. Edom se strome sal in pik verander, haar stof in swaal, haar gebied sal brandende pik word. Nag en dag sal dit nie geblus word nie. Vir altyd styg haar rook omhoog, van geslag tot geslag sal sy in pyn lê. Vir ewig en altyd sal niemand daardeur trek nie. Bondkraaie en kortooreile sal haar in besit neem. Grasuile en swart kraaie sal in haar woon. Hy lê die maatlyn van verlatenheid oor haar aan, die weegstene van leegheid. Haar hoë lui, daar sal niks van wees wat hulle 'n koninkryk kan noem nie. Al haar hoë amptenare sal niks wees nie. In haar vesting sal dorings opkom, brandnetels en suidussels in haar versterkte stad. Dit sal 'n lêplek vir jakkalse wees, 'n blyplek vir steenuile. Woestyndiere sal hyenas daar raakloop, veldgode sal na mekaar roep. Ja, Lilith sal daar draai en vir haar 'n rusplek vind. Daar sal 'n uil nes maak en eiers lê, daar 'n broei, en dit aan haar skare weer uitbroei. Ja, daar sal jakkalsvoëls saamkom, elkeen by haar maat. Gaan dit na in die boekrol van die Here en lees dit. Nie een van hulle ontbreek nie, nie een sal haar maat mis nie, want die mond van die Here het dit beveel en sy gees, hy maak hulle bymekaar. Hy is die een wat vir hulle die lot gewerp het, en sy hand het die land met die meetsnoer aan hulle toegedeel. Vir altyd sal hulle dit in besit neem, van geslag tot geslag sal hulle daarin woon. So, vriende, baie keer is hierdie vir ons 'n baie harde gedeelte. 'n Absolute oordeel word oor Edom uitgespreek. Edom wat in hierdie gedeelte eintlik simbool raak van al die vyande van God. En ek weet, baie mense is ongemaklik met sekere gedeeltes in die Bybel. En baie mense vra, ja, maar hoe pas dit by 'n liefdevolle God? Geliefdes, ek dink baie keer, ons moet eerder leer om ons beeld van God aan te pas, as wat ons die Bybel wil aanpas om by ons beeld te pas. Nee, ons hoor mos die Bybel as God se woord. En nou moet ons mooi verstaan, wat gaan nie aan? Die ding is, die Bybel is vol daarvan, dat daar kom ook 'n dag wat God gaan oordeel. Hier sien ons hierdie oordeel is so volledig, dat niemand ooit weer daar gaan woon nie. Selfs die hemelliggame word getref. Hierdie oordeel is ook 'n antwoord op dit wat aan God se volk gedoen is.
Dit is 'n reaksie op God se kinders wat benadeel is. Uiteindelik is hierdie oordeel ook 'n antwoord op God se kinders se gebede vir ingrype van God af. Amen. Here almagtige God, ja, dankie dat ons sien dat U wel optree en dat U wel die bose aanvat. Ons wil in ons tyd dit ook bid, Here. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi dag hê, mag jy 'n vakansiedag geniet. Totsiens.